Hoofstuk 27. Die Solidariteitbeweging se hoofstroomplan. In die woorde van Wessel Visser, Suid-Afrikaanse arbeidshistorikus, solidariteit se skepende vernuwing is een van die merkwaardigste verhale in die Suid-Afrikaanse arbeidsgeskiedenis, omdat hy daarin kon slaag om homself te herontwerp en te herposisioneer en die negatiewe van sy verlede agter te laat. Dit dan die woorde van Wessel Visser, soos gesê. N.P. van Wyk Lou, Afrikaanse skrywer en denker, het gesê: "Ek glo aan die nugter oordeel en die gematigdheid van die meerderheid van ons volk." Enkele jare gelede het 'n afvaardiging van Solidariteit Amerika die FSA besoek. Terwyl ons een aan laat vir die volgende dag voorberei, vra 'n kollega verbaas: "In Suid-Afrika is groepsregte regs. In Europa, in die sentrum en in die FSA links. Wat is ons nou eintlik?" Nog 'n goeie voorbeeld van die ingewikkelde politieke spektrum is die treffende stelling van die Afro-Amerikaanse ekonoom en denker professor Thomas Sowell. Hy het in 1998 gesê: "Iemand wat 50 jaar tevore gelyke geleenthede voorgestaan het, sou as radikaal beskou word. Wie dit in die 1980s ondersteun het, as liberaal. Maar teen 1998 sou die persoon as 'n rasis uitgekryt word." Die Solidariteitbeweging met sy organisasies, wat uit ongeveer 500.000 gesinne bestaan, het tot die grootste hoofstroom Afrikaner organisasie en een van die grootste organisasies in die land gegroei. Hierdie oorweldigende en steeds groeiende steun laat baie mense kopkrap oor waarvoor die beweging staan en wat dit wil bereik. Die Solidariteitbeweging klou nie aan 'n verouderde ideologie vas of jaag vreemde doelwitte na nie, maar streef bloot 'n normale samelewing na, waarin almal blywend vry, veilig en voorspoedig kan lewe. Christendemokraties. Die vakbond Solidariteit het tot stand gekom deur eers die Mynwerkersunie wat in 1902 gestig is, na meer as 'n eeu tot die moderne Solidariteit te herskep. Daarna is dit uitgebou tot die Solidariteitbeweging. Die beweging bestaan nou uit 18 organisasies wat elkeen selfstandig werksaam is onder die sambreel van die Solidariteitbewegingstrust. Dit is hoekom gesê kan word dat Solidariteit te gelykertyd die oudste en die jongste organisasie is. Dit het ontstaan na die groot omwenteling van 1994 bykans alles in die land verander het. En die destydse groot Afrikaner organisasies soos die Nasionale Party, die NP, en die Konservatiewe Party, die KP, met hulle steunorganisasies onder die golwe van die oorgang verdwyn het. Nuwe tye het vars idees, vindingryke oplossings en vernuwende organisasies geverg. Gevolglik het die leierskap van Solidariteit van meet af aan besluit dat dit nie in 'n doodloopstraat van politieke uiterstes, onwerkbare planne en bittere verdeeldheid wil beland nie. Die organisasie is volgens internasionale Christendemokratiese beginsels in die hoofstroom geposisioneer en vir plaaslike omstandighede aangepas. Navorsing het gewys dat meer as 80% van Afrikaners en groot getalle ander Suid-Afrikaners hierdie beginsels ondersteun. Die twee uiterste kante van die politieke spektrum kon nie betrek word nie, omdat hulle juis die 80% meerderheid sou afskrik. Grondslag. Die belangrikste grondslag waarop die Solidariteitbeweging georganiseer is 'n Christendemokratiese raamwerk, 'n vrye markekonomie en eiendomsreg, die oppergesag van die reg, gesonde rassebetrekkinge, wederwysige erkenning en respek, federalisme in plaas van sentralisme, groter selfbestuur in plaas van meer staatsbestuur, veilige gemeenskappe, goeie werk vir mense en 'n produktiewe, goed opgeleide en goed betaalde werksmag, moedertaalonderwys en opleiding, die gesin as bousteen van die gemeenskap, Afrikaans, 'n Afrikaner kulturele lewenswyse, geskiedenis en erfenis. Die republikeinse tradisie van burgerskap deur instemming en deelname in plaas van blote onderhorige onderdaanskap. Vryheid van persone, kultuurgemeenskappe, die ekonomie, howe en media.
Maatskaplike sorg vir weerloses en ruimte vir veelvoudige identiteite, byvoorbeeld Afrikaner, Afrikaners, Suid-Afrikaners en Afrikaanssprekendes. Help mekaar beweging. Natuurlik moes die model vir Suid-Afrikaanse omstandighede aangepas word. Veral 4 oorwegings is hiervoor in gedagte gehou. Die eerste is dat verwag is dat die nuwe regering die staat vir sy eie ondersteuners sou gebruik en dat Afrikaners nie langer op die staat sou kon staatmaak nie. Tweedens was die beweging se leierskap bekommerd dat die nuwe regering homself nie onbepaald sou laat bind deur die 1994 ooreenkoms nie en as sy sosialistiese wortels sou terugkeer. Derdens is getwyfel dat 'n bevrydingsbeweging met 'n uitgediende ideologie oor die vermoë sou beskik om 'n moderne land suksesvol te kan regeer. Vierdens wou die beweging voorsiening maak vir die moontlikheid dat Afrikaners as 'n voorheen bevoorregte en presterende minderheid die sondebokke van 'n nuwe geslag African National Congress ANC-leier sou word, as die regering nie daarin sou slaag om aan die hoë verwagtinge van hulle ondersteuners te voldoen nie. Die aanname by die Solidariteit-beweging was dat Afrikaners 'n groeiende behoefte aan doeltreffende beskerming sou benodig. Dus is beplan om dit tot 'n moderne help mekaar beweging uit te brei, om noodsaaklike dienste aan die Afrikaner gemeenskap, maar ook aan ander gemeenskappe te lewer. Die strategie van volksveelheid in plaas van volkseenheid het ten doel gehad om verdeeldheid te oorkom, die ruimte vir 'n verskeidenheid van sienings te maak. Die uitgangspunt was dat dit waaroor mense verskil, hulle nie hoef te verdeel nie. Die Solidariteitbeweging se ondersteunersbasis strek van mense wat net individuele regte glo tot diegene wat groepsregte ondersteun en ondersteuners wat meen dat die grondwetlike ruimte vir selfbeskikking met werkbare planne benut moet word. Die beweging moet sover moontlik aan die redelike verwagtinge van al hierdie groepe voldoen, deur aandag te gee aan wat vir hulle belangrik is. Dit is nie haalbaar om te verwag dat mense by een enkele bloudruk moet inval nie. Breër belange. Die Solidariteitbeweging bedryf landwyse projekte wat almal in die land bevoordeel, soos aksies om veiligheid en werkende dorpe uit te bou. Terselfdertyd bevorder die beweging Afrikanerbelange en werk graag saam met ander Afrikaanse gemeenskappe. Enige suksesvolle land bestaan uit die goue driehoek van 'n suksesvolle staatssektor, privaatsektor en gemeenskapssektor. Daarom probeer die Solidariteitbeweging om met owerhede en die privaatsektor saam te werk. Die grootste uitdaging bly om dienste wat tradisioneel deur die staat gelewer moet word, soos veiligheid, maatskaplike sorg en opleiding, sonder staatsinkomste te lewer. Verbreeking van 1994 se skikking. Die ANC beweeg al hoe verder weg van die historiese skikking van 1994, waar volgens 'n meerderheidsregering vir minderheidsbeskerming verruil is. Grondwetlike beloftes soos gelykheid en moedertaalonderrig verkeer onder al meer druk en hoewel die land nog genadiglik nie verval het nie, het baie staatsinstellings al geval. Dit het gelei tot 'n dubbele krisis van staatsverswakking, asook die bedreiging van Afrikaners en ander gemeenskappe se mense en burgerregte. Gevolglik het die Solidariteitbeweging alle moontlike strategieë gevolg om normaliteit te bewerkstellig. Vanaf gesprekvoering met die regering, skakeling met die parlement en staatsdepartemente tot samewerking met grondwetlike liggame. Uiteindelik is die howe as laaste opsie genader en hoewel die beweging die meeste sake wen, kon howe nie die groter gety van radikale transformasie keer nie. Afriforum en Solidariteit het dus met 'n buitelandse skakelstrategie begin wat woede in sekere kringe ontlok het. Die ironie is dat die beweging vir talle histories sogenaamde liberale regte intree, byvoorbeeld eiendomsreg, die reg op lewe, die regsorde en ander menseregte. Dit is vreemd dat die verdedigers van normale regte soms erger gekritiseer word as die oortreders daarvan. Normale doelwitte.
Die hoofdoelwit van die solidariteitsbeweging is bloot om 'n normale lewe in 'n normale land te lei. Die lede van die beweging wil nie terugkeer na die verlede nie. Hulle sien egter nie 'n toekoms onder 'n mislukkende ANC-regering nie. Almal wil net 'n normale lewe lei, soos enige iemand anders in enige werkende land. Terselfdertyd gun die beweging ook vir alle ander mense die normaliteit wat ons vir onsself opeis. Mense het al so gewoond geraak aan abnormaal, dat sommige dink dit is normaal, en dat die beweging die abnormale is. Die 12 doelwitte vir normaliteit is: eerstens, veiligheid. Daar word na 'n normale lewe in 'n normale land gestreef, waar die misdadigers in tronke toegesluit is en wetsgehoorsame burgers vry en veilig kan leef. Tweedens, werk. Daar word gestreef na 'n normale werksbedeling, sonder dat abnormale rassekwotas bepaal wie mag werk en bevordering kry en wie nie. Derdens wil ons normale gelykheid hê. Lede van die solidariteitsbeweging is nie bo ander verhewe nie, maar wil ook nie deur die stelsel onder ander ingedwing word nie. Vierdens glo ons aan normale vryheid. Die bepalinge van die grondwet se handves van regte wat oor menswaardigheid, gelykheid en vryheid handel, geld mos vir wit en bruin ook. 'n Regeringsbeleid soos Afrika hegemonie wat bepaal dat alle instellings onder die beheer van swart Afrikane moet wees, soos deur die rasseformule van 80% swart, 9% wit, 9% bruin en 2% Indiër-Asiër bepaal, is immers abnormaal. Dit sal beteken dat die lewe van minderhede op alle gebiede deur Afrikane beheer sal word. Dit kom neer op abnormale rasseoorheersing en tas minderhede se vryheid, gelykheid en menswaardigheid aan. Demokrasie moet oor die vryheid van almal gaan en nie net die van die meerderheid nie. Dit is net normaal om inspraak te hê in besluite wat jou raak. Dit is normale vryheid. Vyftens steun ons die normale reg wat enige ander mens het om te kies in watter taal hulle kinders moet skool gaan en in watter taal hulle op universiteit of college onderrig moet word. Dit is nie normaal om jong mense met die verlede te belas nie. In die 6de plek glo ons aan normale waarde vir die belasting op mense se swaar verdiende inkomste. In die 7de plek eis die beweging normale staats- en munisipale dienste waarvoor betaal word. Punt 8 is 'n normale, eerlike regering wat nie belastinggeld steel of wanbestee nie en wat die burgery se dienaars in plaas van hulle heersers is. In die 9de plek streef ons na normale rassebetrekkinge en samewerking tussen almal in die land. Die selektiewe rasisme waardeur wit mense deur magshebbers geteken word, vergiftig verhoudinge en is abnormaal. Die 10de maatstaf vir normaliteit is dat almal gelyk moet wees voor die reg, ongeag ras of taal. Sonder die oppergesag van die reg is demokrasie 'n tirannie van die massa. In die 11de plek wil Afrikaners net die normale reg hê om Afrikaans te gebruik, om hulle kultuur normaal uit te leef en om 'n normale geskiedenis te hê met al sy goeie en swakpunte. Hulle wil soos enige normale gemeenskap ruimtes hê waar hulle tuis kan voel en die meerderheid is. Laastens wil Afrikaners 'n normale toekoms hê, waar ons ook eerste klas burgers is. Afrikaners wil welkom voel in hulle geboorteland. Dit is abnormaal dat mense twyfel of hulle kinders 'n toekoms in die land gaan hê en dat die meeste van hulle vanweë al die abnormaliteite wat hierin genoem is, emigrasie oorweeg. Te veel grootouers het al grandpa en grandma geword. Die ANC het al vir meer as 25 jaar 'n gulde geleentheid by hulle laat verbygaan om 'n normale land te skep. Terwyl hulle vol verwyte oor die vorige abnormale bedeling is, het hulle dit net omgekeer en voortgesit. Soos Saul sou sê, die afgelope dekades is die verhaal van die vervanging van dit wat gewerk het, net dit wat polities mooi klink. Daarom werk en veg ons onvermoeid vir normaliteit.